In Postmasburg, Sansabane, het die dwelmprobleem nou hand uitgeruk. Wat eens in die skadu bestaan het nou 'n sigbare krisis geword, 'n golf van dwelmgebruik, verspreiding en misdaad wat diep sny in die hart van ons gemeenskap. Die gevolge: 'n skerp toename in geweld, jeugverslawing, gesondheidsprobleme en die afbreek van gesinsstrukture. Maar die probleem is nie net in die strate nie, dit lê ook by die staat se versuim om vroegtydig in te gryp. Die nasionale vervolgingsgesag het nie geskroom om vingers te wys nie. Armando Damara, die hoofstaatsaanklaer in die streek, het onlangs ernstige kritiek uitgespreek teen die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Daar is voelbare tekortkominge in programme wat jong mense moet help teen dwelmverslawing, het Damara gesê. Die departement het nie genoeg kapasiteit om hierdie kinders betyds op te vang nie, en dit maak ons hele samelewing kwesbaar vir misdaad, armoede en selfs dood. Maar te midde van hierdie donker prentjie is daar ook lig. Sansabane House of Hope, onder leiding van Randy Adams, het oor die afgelope naweek hoop gegee waar daar wanhoop was. Deur hul uitreikprogramme in skole en gemeenskapsentrums, het hulle jong mense direk bereik, met gesprekke, motivering en praktiese ondersteuning. Adams sê, direkte kontak is waar genesing begin. Ons moet hoop plant waar daar pyn is, en dit begin by die huis, in die klas en in die hart van elke jong mens. Goeiedag Sansabane. Onze organisatie is namens Sansabane House of Hope. Ons focus op substance abuse. Ons het gezien aan substance abuse, dit is 'n pandemie in onze plek en dis hoekom drugs het gekom om te kom bly. Ons kan nie net aan 'n gevou staan nie. Onze plek het dringend hulp nodig. Ons het 'n function. Ons het programs daarso wat ons kan consistent is nie. Ons het hulp nodig van die myne af. Onze kindertjies, hulle kom daarso, hulle terroriseer huishoudings en die môre in dan moet die mense my bel en dan gaan ek daar by die mense. Die mense is traumatized. So nou reg toe gaan ek daar so 'n jong man, ja, die mense daar so met 'n panga. Toe moet ek daar gaan en hom gaan op daar. Onze jong mense as al die drugs het al disorders gemaak, die drug, hulle hallucinate en hulle kry delusions. So ons het regtig hulp nodig. Ons het programs daarso wat ons wil elke dag ran, sê maar van die oggend af tot die middag toe om hulle besig te hou. Maar soos huidigelik het ons geen fondse nie. Ons het regtig fondse nodig. Soos nou ons fokus op development, ons fokus op addiction en ons wil fokus op die cravings, hoe om hulle die tools en die techniques te gee om die ding te slaan. Maar die ding is ons het nie resources nie. Ons het resources dringend nodig. Adams se program was ook ondersteun deur Rene Krieger wat die land deurtrap met sy fiets om sy boodskap uit te bring. Good afternoon, goeiemiddag, Abshani Mugweni. We are very happy. Ons is baie bly dat ons na Postmasburg toe kon kom en dan hierdie tyd saam met julle kon spandeer. Dankie vir House of Hope wat ons in partnership mee was om hierdie event 'n sukses van te maak. Nou net necessarily 'n event, maar dit was ons uitbestemming gewees op hierdie roete wat ons gery het met die fiets uit Pretoria uit tot in Postmasburg. Ons het 'n idee gehad om te ry vir hoop. Ons wil vir iemand sê, ons wil iemand vertel dat daar nog hoop is. En nie noodwendig net die mense van die kerk nie, maar ook die mense binne in die strate, in huise van nood en so aan. Net om vir iemand te vertel en te verduidelik dat daar hoop is. Ons is baie dankbaar, ons gaan môre terug Pretoria toe en ons is baie dankbaar dat ons 'n verwantskap en 'n verhouding met die mense van Postmasburg kon hê en aansluit om dan toekomstige projekte en goed aan te pak. Ons is baie. Die stryd teen dwelms in Sansabane sal nie gewen word deur net uitsprake of beloftes nie. Dit verg dade, samewerking en volgehoue betrokkenheid van elke vlak van die samelewing. Die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse mynwese bewys onteenseglik dat mynwese die oorsaak is van sosiale ewels en slegs een bekende myngroep is wel betrokke by dwelmrehabilitasieprogramme. Adams hoop dus dat een van die klomp myne wel sal nader staan om sy programme te befonds. Want elke jong lewe wat gered word, is 'n toekoms wat herwin is. Hierdie nuusbulletin was moontlik gemaak deur ons adverteerders wat die rol van onafhanklike gemeenskapsjournalistiek erken en verstaan. Horizon Media, Postmasburg, Noord-Kaap.